5, verse 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 48, verse 1 en 5. Amen.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 209, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie,
of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Gesang 200 vers 3. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Lukas, Lukas hoofstuk 15, vanaf vers 11 tot en met vers 32. Dit is die baie bekende gelykenis van die verlore seun. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly. En die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet. Maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan, en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig.
Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense. Maak gou. Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf. Slag hom en laat ons eet en fees vier. Die seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord: "U broer het teruggekom en u pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het." Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord: "Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag." Toe sê die pa vir hom: "Kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry." Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, in u almag en heerlikheid, is u die een en enigste God. En tog stuur u seun in ons wêreld in. Stuur u seun na ons wat stikkend en verslete is, net om ons te herskep. En dan moet ons bely, goeie Heer. Dan hou ons onsself so graag met die dinge van die ou mens in ons op. En so getuig ons eie lewe daarvan, dat 'n wingerdstok goed versorg net op 'n dag kan ophou vrug dra.
Ons bid U vanoggend. Hou tog U hand oor ons. Ontferm U tog weer oor hierdie ou wingerdstok wat wil doodgaan. En gee dat die lewe weer in hom sal begin bloei. U beskik tog oor die mag om uit dood en chaos lewe voort te bring. Doen dit tog ook met ons. En laat ons loflied hier voor U ook buite die erediens voor U loflied sal bly. As ons hier in berou ons skuld voor U bely, laat ons ook daar buite in ootmoed voor U leef. En as ons hier in die erediens ons hart en hande aan U alleen toesê, hou tog die versoekings uit ons lewenspad weg. Ook die versoeking om op ons eie pad te begin loop. Ons kom vanoggend, Heer, en ons bid vir elke kind van U, wat elke dag in slegte omstandighede moet arbei. Vir elke kind van U wat swaar kry, verniel word, moeg en siek is, en nie meer krag het om hulle lewenspad te loop nie. Ons bid vir ons ou mense, vir wie die lewe sy glans begin verloor het. En ons bid vir ons jong mense. Here, skenk tog ook aan hulle 'n mooi toekoms. Maar wanneer ons voor U staan, dan bly dit ons grootste gebed. Laat U koninkryk in sy krag en heerlikheid, laat dit tog gou kom. Vader, hoor tog ons gebed, want ons kom in die naam van Jesus Christus, U Seun, wat U aan die kruis ter wille van ons oorgegee het. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 258, die eerste en die tweede strofe. Alle eer aan God die Heer, bo verwagting, bo gebede, skenk hy ons sy vrede.
Ek en u word opgeroep om voor God se troon te gaan staan. Wat gaan ons doen? Ons gaan daar op 'n afstand staan. En ons gaan op die grond staan en kyk. Want hier staan ons voor die Skepper van hemel en aarde. Hy is almagtig. Aan sy heerlikheid is daar geen einde nie. Hy sien alles en hy weet alles. So ook van ons elkeen. Hy is onvergelyklik. Die grootste gesag in die ganse skepping. En as hy die woord spreek, dan staan dit vas. As ek en u dan nou opgeroep word om voor sy troon te gaan staan, wat se hoop het ek en u dat hy enigsins met 'n vriendelike gesig na ons gaan kyk? Watter hoop sou enige mens in hierdie hele wêreld hê dat as hy voor God staan, God vriendelik na hom sal kyk? Want in Adam en Eva het ons sy handewerk gebreek. En wat se verskoning het ons om te bied? En so praat die Bybel ook van God wat in ontoeganklike lig leef. Wat letterlik beteken, daar straal so 'n sterk lig uit hom, dat ons nie na hom kan kyk nie, dat ons nie naby hom kan kom nie. En dis ook maar deels hoekom ons die gebruik het dat wanneer ons bid, ons oë toemaak. Want as ons bid, want wanneer ons met God sou wou praat, mag ons hom nie sien nie. Kan ons hom nie sien nie. En binne hierdie omstandighede lees ons Lukas hoofstuk 15. Binne hierdie omstandighede kom die gelykenis van die verlore seun tot ons. Jesus Christus eet saam met die sondaars en die prostituie en die tollenaars. En die vrome skrifgeleerdes en fariseërs is daaroor baie ontstel. Hoe kan hy? En hy wat sê hy is die seun van God. En dan vertel Jesus aan hierdie skrifgeleerdes en fariseërs 3 gelykenisse. Die eerste een sê, hy sê nou een van julle het 100 skape en een raak weg.
Wat gaan jy doen, skrifgeleerde en fariseer? Jy gaan hom soek. Of watter vrou het 10 silwer muntstukke en een raak weg? Sy gaan haar huis omkeer om te soek na daardie een silwer muntstuk wat weg is. En dan kom ons by ons gelykenis. Soos met soveel ander gelykenisse begin Jesus Christus te praat oor 'n doodgewone huisgesin. 'n Pa het 2 seuns gehad. En nou begin ons by die jongste seun. Wat doen hierdie seun? Hy kom doen iets waarvoor ons nie woorde het nie. En al verskil ons dag en ons gebruike en gewoontes, hoe ook al van die tyd van die Nuwe Testament, stel u vandag voor. Een van die kinders kom en sê vir sy pa en ma, ek wil nou al dit hê wat ek gaan erf. Dit is arrogant verby. Soveel te meer in daardie tyd. Want in daardie tyd het die hele lewe, alledaagse lewe gedraai om die gesin, die uitgebreide gesin, die familie. En die pa was die hoof van hierdie uitgebreide gesin. En jy as kind, as deel van hierdie gesin familie, het alles in jou vermoë gedoen om die eer en die goeie naam van jou pa en jou gesin hoog te hou. Hier het jy gewerk, dit was jou tuiste. Om dit miskien bietjie in vandag se taal te vertel, oor te sê. Veronderstel in daardie tyd was universiteite. En die seun kom en hy sê vir sy pa, ek wil graag universiteit toe gaan. Dan sal sy pa besluit of hy mag gaan of nie. En dan sal sy pa besluit wat sal hy op universiteit gaan studeer en wat nie. Vir ons klink dit baie vreemd. Maar net om vir u 'n idee te gee van die eer en die aansien van 'n pa van 'n huisgesin. En nou kom die jongste seun en hy vra 'n deel. En dan lees ons iets verstommends. Die pa verdeel die erfporsie tussen die twee. En hierdie jong seun gaan weg van sy ouer huis af. Dis ongekend. Tensy 'n huwelik ter sprake was, is dit ongekend. Jy het 'n wegloper geword. En ons lees dat hy uit die land uitgegaan het. En ons onthou die wet, eer jou vader en jou moeder, dat jy lank kan bly woon in die land wat die Here vir jou gee. Hy gaan uit die land, hy gaan bly tussen heidene. Hy word onrein, hy word letterlik 'n heiden, ten spyte ook nog van wat hy met hierdie erfporsie van hom gedoen het, waarop hy nie geregtig was nie. En ons ken die geskiedenis. Hy het alles uitgemors. En sy hele lewe het so afgespiraal
dat hy wat 'n Jood is op die ou end varke moes oppas. Dis die laagste vlak waarop jy kon daal, is wat met hierdie jongste seun gebeur het. En terwyl hy daar tussen die varke sit, dink hy by homself. Hy sal teruggaan na sy pa toe. En hy sal vir sy pa sê, vat my asseblief net terug as 'n slaaf. Ek sal as 'n slaaf hier leef. Net dat ek iets het om te eet en aan te trek. En nou is die vraag, gaan die pa hom terug ontvang? Nou is die vraag, ons staan voor die troon van die skepper van hemel en aarde. Al wat ons van hom verdien, is die ewige dood. Nou vra Jesus vir die skrifgeleerdes en die fariseërs, as dit jou seun was, sou jy hom terug ontvang? En dan stap ons oor na die oudste seun. Hy kom die middag laat terug van die werk af, op die plaas seker besig was, en hy hoor hierdie vrolikheid in die huis. En hy vra vir een van die slawe, en die vertel hom, dat daardie niks werd broer van hom teruggekom het, en dat sy pa hom terug ontvang het. En op die plek is die oudste broer ewig kwaad. En sou ons sê, het hy nie rede gehad nie, wat sou ek en u doen as ons die oudste broer was? En dan doen hierdie oudste broer eintlik presies aan sy pa wat die jongste gedoen het. Hy behandel hom disrespectful, oneervol. Want so waar moet sy pa uit die vrolikheid uit die huis uitstap na hom toe en vir hom sê, maar seun, alles wat hier oorgebly het is joune en joune alleen. Maar jou broer was dood. En ons het hom lewend teruggekry. Ons kan tog nie anders nie. En dan is die duiding baie sterk, dat die oudste seun nie ingegaan het. Skrifgeleerde en fariseer, een van jou skape raak weg, wat gaan jy doen? Skrifgeleerde, fariseer, een van jou muntstukke, silwer muntstukke raak weg, wat gaan jy doen? Fariseer, jou slegte seun kom terug. Hy kom tot bekering. Wat gaan jy met hom doen? En dan kom ons by die Vader. Die hoof van die huisgesin, wat daarop sin speel, dat hierdie gelykenis met die pa-figuur sê iets van God. Hier staan hierdie pa. Eers is sy eerste seun verlore. En ons lees
dat toe sy pa hom sien, het hy hom dadelik herken en sy pa het na hom toe gehardloop en hom omhels en hom gesoen. En opdrag gegee dat hy die beste klere aangetrek moet word, skoene aangetrek moet word, want is net slawe wat kaalvoet loop en 'n ring moet aan sy vinger kom. Sy pa herstel hom in sy volle glorie as sy pa se seun. En dan kom die oudste seun. En waarmee het ons in die gelykenis te doen? Ons het te doen met 'n verlore pa. Die titel van die gelykenis is eintlik verkeerd. Ons het te doen met 'n verlore pa. En hoekom is hy verlore? Omdat hy ook in sy liefde almagtig is. Ons staan voor God se troon en ons kan nie eers opkyk nie. En dan kom hierdie gelykenis en vertel vir ons van hierdie God almagtige wat op sy troon sit. Hy kan nie ophou om ons lief te hê nie. En wat doen hierdie Vader op die troon? Hy stuur sy seun, self God self, om die stofpaaie van Israel te kom loop tussen sondaars en prostituie en tollenaars. En God laat loop hom, seun van God, om aan 'n veragtelike kruis te moet sterf nadat mense hande hom geslaan en seer gemaak het. En God self betaal die volle offer, want hy kan nie ophou om sy verlore kind lief te hê. En skielik verander die hele prentjie waar ons voor God se troon staan. En waar ons lewe moet lei uit respek en eerbied vir die Skepper van hemel en aarde, kan ons nie anders as om dit met die grootste dank en lof te doen nie, omdat hy ook in sy liefde almagtig dit nie oor sy hart kan kry om ons af te skryf nie. Broeders en susters, hierdie gelykenis is nie maar net 'n romantiese of 'n sentimentele gelykenis wat 'n mens se hart aangryp nie. Dit gaan oor iets baie groters. Dit gaan oor God se liefde vir ons. Mag die Gees tog gee dat ons elke dag en elke oomblik van ons lewe op God almagtig sal antwoord.
met 'n heilige lewe. Amen. Ons slotgesang is gesang 510, al 4 die strofes. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.